Ons lees die oordenking vir 5 Oktober uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vanoggend is om te lewe in Siklag. Teksvers 1 Samuel 27 vers 5 tot 7 soos in die Nuwe Lewende Vertaling en dit lees as volg. Na tyd sê Dawid vir Akis: As dit vir u aanvaarbaar is, laat ons liewer in een van die dorpe woon in plaas van in die koninklike stad. Akis gee hom toe die dorp Siklag, wat tot vandag aan die konings van Juda behoort. Dawid het 'n jaar en 4 maande daar op die platteland van die Filistyne gewoon. Dit klink na 'n idilliese bestaan wat Dawid nou voer. Hy woon op die platteland, weg van Saul en sy agtervolgers. Vir 'n keer kan hy net weer normaal woon en werk sonder om die heeltyd oor sy skouer te loer. In sy boek Pursuing God's Own Heart sê die skrywer Jerry Vines dat Dawid na buite soos 'n godlose Filistyn optree terwyl hy in sy binneste 'n Israeliet is. Wanneer hy terugkom van sy strooptogte en koning Akis vra hom waar hy was, vertel Dawid 'n leuen. Vines vestig die aandag daarop dat daar in hierdie hoofstuk nooit enige verwysing na God gemaak word nie. Dawid se harp en sy digterstem is stil en ons hoor hom nie bid nie. Vandag lewe baie Christene 'n lewe van kompromie. Ons lewe in vyandelike gebied, binne in Siklag. Ons probeer onsself mislei, maar ons harpe is stil en ons kan God se stem nie meer duidelik hoor nie, want ons soek nie meer sy aangesig op nie. Here God, ek wil u aangesig heel eerste opsoek voordat ek enige besluit neem. Ek wil u stem duidelik kan hoor. Amen. Dankie vir u saamkuier. Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.